Pastoor Jan en die leierskap van die gemeente, baie dankie dat hulle my genooi het. Dis my voorreg om hier saam met u te kan wees. Ook dankie vir die aanbiddingsspan, die musikante wat vir ons mooi geleid in musiek en sang en ons dankie ook vir dit wat hulle insit om die gemeente lei en sange en lof en prysing. En ek wil spesiaal baie dankie sê aan ons kinders, jong mense en die jeug wat hier voor is. Jong mense wat kerk toe gaan, het oorgemiddeld. Wonderlik om julle te sien. So voordat sê ek dat ek vanoggend die woord van die Here kan bedien, die wat my net nie ken nie. Ek noem net, ek werk die nel van, was 19 jaar by die AGS Meyerton en toe het ek 'n beroep aangeneem en ek was toen 10 jaar by 2 verskillende gemeentes en nou is ek afgetree en ek woon in Meyerton, want het is baie lekker hier by julle in die platteland. Ek kan lees, ek woon ook in die platteland. Goed, kom ons lees die woord van die Here, 1 Konings 19 vanaf die 9de vers en dan weer net vers 14. 1 Konings 19 vers 9 wat sê: En hy daar in Spelong, dis nou Elia, gegaan en in die nag daar oorgebly en kyk die woord van die Here tot hom gekom en vir hom gesê: Elia, wat maak jy hier? Vers 14, nou begin Elia te praat en hy antwoord: Ek het baie geywer vir die Here, die God van die leerskare, want die kinders van Israel het die verbond verlaat, die altaar afgebreek en die profete met die swaard gedood, sodat ek alleen oorgebly het. En hulle soek my lewe om dit weg te neem. Maar die Here sê vir hom: Gaan terug op jou pad na die woestyn van Damaskus en gaan heen en salf Asael as koning oor Aram. En Jehu, die seun van Nimsi, moet jy salf as koning oor Israel. En Elisa, die seun van Safat, uit Abel Mehola, moet jy salf as profeet in jou plek. Hierdie verse, vers 15, gaan terug op jou pad. Kom ons bid net saam. Hemelse Vader, ons sê vir u baie dankie vir u liefde. Dankie vir u genade, dankie vir u goedheid, dankie vir u teenwoordigheid, dankie vir die Heilige Gees. My gebed vanoggend is: Here, ontmoet ons met u woord. Dat ons harte sal oop wees, ons gees ontvanklik sal wees, nie vir werk die nel nie, maar vir die woord van die Here. Maak ons harte oop, Here, dat ons ontvanklik wees in Jesus naam. Amen. Broeder en suster, ek wil graag vanoggend met u praat oor gaan terug op jou pad. In Romeine 13:11 sê, skryf Paulus en hy sê, en dit te meer, omdat ons die tydsomstandighede ken, dat die uur vir ons reeds daar is om uit die slaap wakker te word. Paulus skryf aan die Christene daar in Rome en hy vir hulle sê dat dit wat daar gebeur, die tyd is reg, dat hulle moet uit slaap wakker word, want as jy slaap, weet jy nie wat om jou aangaan nie. Maar hulle moet uit slaap wakker word, dat hulle die tydsomstandighede kan ken. En broeder en suster, ek wil ook sê, dit toepas op ons vanoggend en sê, ons leef in 'n tyd wat ons ook moet weet, ons moet die tye ken. Broeder en suster, ons moet die ekonomiese tye ken. Ons weet in COVID tyd, toe die koerse afgebring, die huispaaiemente was laag, die karpaaiemente was laag, nou het dit weer opgegaan. Toe word die huispaaiemente hoër, die karpaaiemente word duurder, ons ken kospryse, petrolpryse, kragpryse, al die goed wat opgaan, die werkloosheid, maar wat ekonomiese tye betref, omstandighede betref, ons moet die tye ken, ons moet ingelig wees, ons moet wys wees. Weet jy, die swaar tye waarin ons leef, skole voel dit, kerke voel dit. Broeder en suster, daar waar ons by die Meyerton, het ek nou nie gister nie, vorige Saterdag, het ek by 3 stopstrate gestop, en as kinders besig om met 'n blikkie te kollekteer. Hulle gaan seker op 'n netbaltoer of 'n hokkietoer, want hulle hokkie of rugby klere aangaan, en want hulle is besig om geld in te samel of te kollekteer vir hierdie netbal, hokkie of rugby toer. Hoekom? Ma en pa by die huis moet die rieme dun sny. Die gordel moet styf ingetrek word, want hulle kan nie altyd 'n netbal of rugby toer bekostig, al die kostes nie. So die ekonomiese tye moet ons ken. Ons moet ook die politieke tye ken. Ek glo kansel is nie die plek waar jy politiek praat nie. En dis reg so, maar broeder en suster, ons moet ook weet wat op die internasionale toneel aangaan.
Ons weet, Rusland is besig met 'n oorlog in Oekraïne, Hamas met Israel, daar's in die Kongo-oorlog, daar's oorlog wat al jare duur, wat ons nie eers meer van weet nie, in lande. Broeder en suster, maar ons moet die politieke toneel ook ken en weet, daar is oorlog wat besig is om aan te gaan. Ons moet ook die morele klimaat ken, broeder en suster. Ek wonder of daar al 'n tyd was dat die mensdom so sedeloos was soos vandag, dat die immoraliteit soveel hoogte gevier het soos dit in ons tyd is. Mense het skandeloos geraak oor sonde, oor dit wat ons voor en daar nog soort van weggesteek het. Ek lees al in 'n bron, broeder en suster, wat sê daar is 420 miljoen bladsye pornografie op die sosiale media. 420 miljoen bladsye op die sosiale media. Broeder en suster, die depressiesyfer van Suid-Afrika is die hoogste in die wêreld. Die hoogste in die wêreld. Ons land het ook die syfer wat die hoogste is. Die meeste tyd spandeer voor skerms. Daar is nie nog 'n land wat ons klop nie, dit is nou selfoon, rekenaarspeletjies, TV, YouTube, Facebook, dalk is die gamers hier is, skootrekenaars, maar ons spandeer in die bron wat ek gebruik het, April 24 verlede jaar, wat gesê het van hierdie tyd voor rekenaars, is die Electronics Hub. Hulle het hierdie statistiek weergegee. Maar dit gee vir ons 'n prentjie van wat gaan op die sosiale media aan. En ons moet ingelig wees. Kyk, laat dit nie toe nie, maar is Australië byvoorbeeld, het die kinders, die jong mense onder 16, het nie toegang tot die sosiale media nie. Ek weet hoe hulle dit reg kry nie. Ek is nie so rekenaar geletterd nie, maar onder 16 nie. Ek dink net ons moet vandag, en ek het 2 klein kinders vir ouers sê, jy moet weet wat op jou kinders se selfone aangaan. Jy moet weet. Dis 'n werklikheid wat van wêreldwyd. Ons moet ook die geestelike klimaat ken, broeder en suster, jong mense. Ons moet die temperatuur ken. Weet jy, ek dink die platteland is dit nog meer konservatief, maar dis globaal, dis internasionaal, dat die kerkbywoningssyfer is besig om af te neem. Dis nie net in ons land, en sê dis die temperatuur wat laag raak by ons nie. Nee, ander lande is presies dieselfde prentjie. En broeder en suster, ons kan ook, ek wil ook van Trump praat vanmôre. Broeder en suster, of jy nou pro-Trump is of anti-Trump is, of jy nou kroon en of jy hom kruisig, maar toe hy aan bewind kom, dis jy, daar gaan weer gebid word in die kabinet. En daar verstaan hy. Hy sê so, hy sy vinger so gewys, there will only be 2 genders. Dis iemand wat 'n stand neem, broeder en suster. Of jy met hom saamstem of nie saamstem nie, of jy hom kroon of nie kruisig nie, maar hy neem 'n stand en hy sê, there will be only 2 genders. Broeder en suster, Azim Amla is 'n cricketspeler gewees wat in Suid-Afrika die Proteas cricket gespeel het. Hy was 'n moslim. En een van hierdie groot biermaatskappye was een van die groot borgers van die cricketspan van die Proteas, die Suid-Afrikaanse cricketspan. Maar hy was 'n moslim en hulle drink nie, of hy self hy drink nie, en hy net gesê hy het geweier dat die borg van hierdie biermaatskappy op sy klere aangebring word. Dit was nie hier op sy hems sy bors nie, ook op sy hemsman is hy gekolf het hy nie daardie biermaatskappy geadverteer nie. Dis 'n stand. Maar broeder en suster, meneer Trump, of Azim Amla is nie ons voorbeelde nie. Ons moet na die Bybel toe gaan wanneer ons wil voorbeelde kyk en daar is 'n mooi voorbeeld van Daniël. Darius het hom oortuig, die koning Darius oortuig en sê dat hy moet 'n verordening uitbring dat niemand mag 'n versoek rig in 30 dae tot sy God hê. Daniël sê, no ways. Hy opgegaan as hy bid vertrek, sy bo vertrek, die vensters oopgemaak in die rigting van Jerusalem, 3 maal op 'n dag het hy gebid. Voorbeeld van iemand wat 'n stand neem. Sadrag, Mesach, Abednego, hulle sê, vir hierdie goue beeld van Nebukadneser, ons gaan nie buig nie.
En ons weet, hulle het gesê, al sou God nie in staat wees om hulle te verlos van die 4 oond nie, dan maak dit nie saak nie. Nou ons buig nie voor hierdie goue beeld van Nebukadneser nie. Josef, hy neem 'n stand. Hy is in Potifar se huis en sy vrou wil hom, Potifar se vrou wil hom verlei. Hy neem 'n stand, hy sê, kan nie meer, hy kan dit nie teenoor Potifar doen, hy kan nie teenoor God dit doen nie, en hy sê, as ek dan moet tronk toe gaan, dan gaan ek tronk toe. Hy neem 'n stand. Weet jy, hy is 17 jaar toe hy tronk toe gaan, hy was 13 jaar daar, onskuldig, maar hy neem 'n stand. Broeder en suster, dit is nie so maklik om 'n stand te neem. En ek dink 'n mens moet diplomaties wees nog steeds, jy moet nie herhalend wees nie, jy moet taktvol wees, jy moet dit in die gesindheid van die Here doen, maar my uitdrukking van wanneer ek by hierdie sensitiewe goed kom is, dan sê ek, die Here haat sonde, maar is lief vir die sondaar. Want hy het sy lewe, sy seun gestuur om vir hierdie mense te sterf, broeder en suster. So, dis nie 'n geval van ons is beter as hulle nie. Nee, maar ons moet ook 'n stand neem dat God haat sonde, maar hy is lief vir die sondaar. Ons was ook sondaar toe ons ongered was. Laaste keer toe ek gepreek het, het ek vir u gesê dat waar moet ek inpas as ek gemaak is om uit te stap? Ons moet sout wees, ons moet lig wees vir die Here. Broeder en suster, Markus 4:34, waar het die Here gesit vir sy disippels? By hierdie, hy sê vir hulle dit, pas op wat julle hoor. Net so, en hy het verwys na die leringe van die Fariseërs en die Sadduseërs, en hy sê vir hulle, pas op wat julle hoor. As jy Matteus se weergawe gaan lees, dan verduidelik hy spesifiek oor dat hy beskryf dit is die leer van die Fariseërs en die Sadduseërs. Weet nie, maar die Here sê vir sy disippels, pas op wat julle hoor. 1 Samuel 10:27, self Samuel vir koning Saul, die heel eerste koning van Israel, en Saul het baie besonder afgeskop. Hy was geseën, daar was nie iemand so mooi gebou soos Saul nie, en die Here, dit was God se man vir Israel, die eerste koning van Israel. Weet jy, die mense het met hom gespot, vir Saul. Hulle sê, is Saul nie onder die profete, toe Saul begin profeteer. En daar was digniete gewees wat met Saul gespot het, hom verag het en vir hom geen geskenk gegee het, en gesê, weet jy sal ons nie kan verlos van, sê maar die vyande, die oorlog wat ons nou gaan voer, ensovoorts nie. En hulle spot met Saul, maar jy kan dit gaan lees in 1 Samuel 10:27. Saul ten doofhou. Partykeer hoor ons goed, en ons moet ons doofhou. Amen. Saul het hom doofgehou, broeder en suster. Die Here sê vir sy disippels, pas op wat julle hoor. My pa spring en sê, Bertie, moenie alles vir soetkoek opeet nie. Daar's 'n geestelike klimaat, broeder en suster. Ewe skielik wat X jare verkeerd was, is nou reg. Ons moet die onderskeiding van die Heilige Gees in ons harte hê, broeder en suster, te weet wat is reg en wat is verkeerd. Broeder en suster, miskien sal u sê, Bertie, dis dan 'n negatiewe goed hierdie. Wat jy vanoggend sê. Ek weet dis oos negatief, maar weet jy, Johannes of in Getsemane. Dit is Matteus se weergawe, Matteus 16:21. Van die Here vir Petrus, dis nou aan die einde, hy gaan nou Getsemane toe of Golgotha toe. Maar daar van die Here vir Petrus, Jakobus, Johannes saam. Hy gaan 'n bietjie verder saam met my. Hy sê bid saam met my. En hy gaan 'n bietjie verder bid en toe hy terugkom, hier slaap Petrus. Hier slaap Jakobus, hier slaap Johannes. Here maak hom wakker. Weet jy wat sê die Here vir hulle? Waak en bid dat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is gewillig, vlees is swak. My vlees, broeders, dit is swak. Here sê waak, bid dat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is gewillig, maar die vlees is swak. Broeder en suster, ons swakhede moet ons na die Here dryf
nie na die duiwel nie. Dit is so maklik sê ek is maar swak. Broeder en suster, ons swakhede moet men na die Here toe dryf en nie na die duiwel nie. Een van my gunsteling Bybelvers, Johannes 17 vers 11. Die Here, dis die laaste keer wat die Here geleentheid het om vir sy disippels te bid. Hoofstuk 18 dan sou hulle hom in die gevange neem en so en die goeie storie wat jy nou goed ken. Maar broeder en suster, Johannes 17:11 is die Here nog besig om te sê, ek moet nou alles reduseer, ek moet nou alles saamvat. Wat gaan ek nou vir my disippels bid, die wat agterbly? Vers 11 sê hy hierdie woorde, bewaar in U naam die wat U my gegee het. Bewaar in U naam die wat U my gegee het. Vers 15, ek bid nie dat U uit die wêreld wegneem nie, maar dat U sal bewaar van die bose. Hy sê vir Petrus, wat bid dat jy in versoeking kom nie. Hier is dit weer, bewaar in U naam wat U my gegee het. Ek bid nie dat U uit die wêreld wegneem. Jy sal bewaar van die bose, asof die duiwel, die Satan is 'n realiteit, broeder en suster, en goed. Ek stem saam, wat ek nou gedoen met die voorbeelde van die kroeg. Dis baie negatief, maar broeder en suster, ja, Lukas 21 vers 28, dan praat die Here ook van hierdie tye, dinge wat gaan gebeur. Hy praat van die mense harte sal besluit van vrees, daar sal oorlog wees, daar gerugte van oorlog. Maar dan sê vers 28 hierdie mooi verse. As al hierdie dinge gebeur, kyk na bo. Het op julle hoofde, want julle verlossing is naby. Amen. Broeder en suster, as ons hierdie goed hoor, as hierdie dinge rondom ons sien en sê, ons weet nie wat van die wêreld gaan word nie. Maar ek môre vir sê, 13:11 sê, kyk na bo. Het op julle hoofde, want julle verlossing is naby. Amen. Broeder en suster, dat die Here weer gaan kom, moet ons nie bang maak nie, moet ons bly maak. Dit moet ons bly maak. Ons gaan vir ewig en altyd in die hemel wees. Daar was ou kleurling. Ekskuus, dit laat praat. Daar was ou kleurling gewees, broeder en suster. Hy kom tot bekering. Hy's kinderlik, hy's opreg, hy's uitverkoop aan die Here. Hy dien die Here so opreg. En hy's by die oggenddiens en hy's by die aanddiens. Oggenddiens, aanddiens, middelweekdiens ook, of dit 'n bidtuur is of 'n klein groep self, ek weet nie. Maar hy is so opreg en hy maak so 'n impak in die gemeente dat die gemeente sy geestelike energie lig. Maar hy het 'n ding, hy lees net Openbaring. En die mense naby hom wat 'n verhouding het met hom, hulle moet met hom praat. En dan praat hulle en sê vir jou, jy weet, dat sy naam is nie. Dis goed om ook ander dele in die Bybel te lees, soos byvoorbeeld Johannes, en as jy jong Christen is, lees Johannes, daar's ook Matteus wat vir ons reël praat oor die bergrede, die bergpredikasie, oor die gebed en ook die oor vergifnis en barmhartigheid, die tweede myl. En broeder en suster, hy lees net Openbaring. Die pastoor hoor dit ook. Nou as daar iets gebeur in 'n gemeente, dis gewoonlik is dit so dat die pastoor hoor dit die laaste. Is ek reg? Ons hoor dit laaste. Nou goed, broeder en suster, pastoor het hy wil jou gaan kuier. Soek hom kuier vir hom, praat my sê vir hom, joh, dis wonderlik dat hy so die gemeente, die voorbeeld wat hy is in die gemeente. Jy weet, hy's opreg, hy's kinderlik, hy sit nie aan nie, hy sê self die gemeenskap, hulle het hom goed geken, weet wie hy is, wat hy is, hoe hy leef, en dis wonderlik, maar hy sê, ek hoor jy lees in Openbaring. Hy sê, ja pastoor, hy sê, maar dis 'n baie moeilike boek. Hy sê, verstaan jy alles wat jy lees? Hy sê, nee pastoor, ek verlees, verstaan nog nie alles wat ek hoor, lees nie. Van die draak, die dier wat uit die see uitkom, die wit perd, die swart perd, die valperd, die seraf, die gerub, die kandelaar, die merk van die dier. Hy sê, hy verstaan nog nie al hierdie goed. Nou vra die pastoor vir hom, maar kyk, hoekom lees jy so 'n moeilike boek? Hoekom lees jy hierdie boek? Hy sê, pastoor, weet jy hoekom lees ek hierdie boek? Openbaring sê, ons gaan wen. Amen. Broer en suster, as ek net vanmôre weer vir u kan sê, ek ken nie u lewe, die wêreld waarin u leef nie, maar ek gaan dit doen swaar en moeilik, hoeveel toetse, ons gaan wen. Amen. Broeder en suster,
Openbaring 3 vers 11 sê, kyk, ek kom gou. Hou vas wat jy het, sodat niemand jou kroon kan neem nie. Jou kleding sê, ons gaan wen. Openbaring sê, hou vas wat jy het. As jy uitstap, ons moet meer male van mekaar sê, hou vas wat jy het, of ons gaan wen. Loof die Here. 'n Pastoor wat ek ken, gaan besoek 'n klompie Christene in Rusland. Hy kom daar en die leier van die groepie sê, weet jy, hulle ry met 'n Sondag, ry hulle met die trein na die plek van samekoms waar hulle nou aanbid. En ry hulle so 2 uur trein. Dan hou hulle so 'n 4 uur byeenkoms, hoe hulle wat nie alles doen weet ek nou nie, maar hulle het 'n 4 uur byeenkoms, weer 2 uur op die trein, kom hulle terug, so is 8 uur van die Sondag wat verby is. So dink ek, tjoe, waar staan ons? 10 minute van die kerk af. As ons by die kerk. So die ligreële aan alles, hoe lyk ons? Renée Kamer was 'n onderwyseres so 'n klompie jare terug by Noordheuwel hier in Krugersdorp Hoërskool. Was baie lief atletiek goed gedoen en sy wou baie graag, was een van haar drome om die Olympiese spele gaan deelneem. En toe sy nou kwalifiseer dat sy nou kan Olympiese spele gaan bywoon in China, deel van die span is, toe het die skole van Noordheuwel al die kinders op die paviljoen gekry. Daar op die paviljoen gesit, hulle het vir haar briefies geskryf en kaartjies gegee en ryker gegee en natuurlik alle sterkte toegewens. Broeder en suster, toe Renée moet praat en moet dankie sê vir die mooi gebaar. Toe sê sy die afgelope 10 jaar elke oggend 4:30 opgestaan om haar tyd met 3 sekondes te verbeter dat sy kan kwalifiseer. 10 jaar oefen jy. As ek net 3 sekondes kan verbeter, kwalifiseer ek vir die Olympiese spele in die finaal. Broeder en suster, ek vra net, waar staan ons? Moet ons nie ook elke dag oefen om daagliks in verhouding met die Here te leef? Ja. Ons moet oefen. Sy oefen 10 jaar, net 3 sekondes. Maar sy hou aan. Hoekom? Sy is lief vir daardie 1500 meter. Sy is lief vir atletiek, broeder. Sy is passievol, sy het energie, sy is committed, sy is oorgegee. Sy leef daarvoor, sy slaap daarvoor, sy eet daarvoor. Ons moet nie sê, Here, U het U lewe vir my afgelê. Broeder en suster, al die omstandighede in die wêreld in ons land, maar vir myself het ek dit beskryf as wat hoe ek dit beleef en ervaar en so aan, is dit vir my, vir my is dit 'n wake-up call. Dis 'n wake-up. Of wat 'n deel of area van ons lewe is 'n wake-up call, broeder en suster. Byvoorbeeld, Jona. Ons ken die storie baie goed. Die Here sê van Jona, jy's my geroep en jy's my pastoor, gaan preek vir Ninive. En Jona besluit, nee, ek gaan my eie ding doen. Hy besluit, ek gaan Tarsis toe. En ons ken nou die storie, hoe op die boot land en gooi met die see, visselik kom in. En broeder en suster, ons weet ongelukkig die einde van die storie, hoe dit nog gebeur en uitgespeel het, maar u kan gerus wanneer u weer Bybelstudie doen in Jona 2, dan doen u Bybelstudie net oor die gebed van Jona. Dis Jona 2. Broeder en suster, vir Jona is dit die ding. Dis my ding. Dis vir Jona 'n point of no return. Broeder en suster, vir Jona is dit daar waar hy bid in die ingewande van die vis. Hy bid want sy lewe is op die spel. Hy weet nie, hy gaan kom, ons wil uitspoeg, hy gaan weer preek, hy weet dit nie. Hy bid vir sy lewe, maar weet jy wat? Daar in die ingewande van die vis, was dit vir Jona sy wake-up call. Was sy wekroep gewees. Hier het ons gelees van Elia, groot draai gevat, by Elia uit te kom, 1 Koning 17, maar dit gaan nie goed in Israel nie, broeder en suster, en wat gebeur is, hy profeteer vir Agab, hy sê, daar sal geen reën wees nie, daar sal ook geen dou wees nie, geen dou, maar voor hy nie weer profeteer of 'n woord van die Here bring nie.
Here stuur hom krib toe, hy moet daar gaan bly, daar sal die kraai in die oggend brood en vleis bring en die aand brood en vleis. En so het die Here vir hom gesorg. Okay. Toe raak hierdie water op en hy verander. Dis wonderwerk nommer 1. Wonderwerk nommer 2 is waar hy na weduwee toe, Sarfa toe gaan, daar's 'n weduwee wat vir hom sorg en hy sê die olie en die meel sal nie opraak nie. Dis die tweede wonderwerk. Jy ken die storie. Goed, maar die seun van die huis van die vrou in die huis het byvoorbeeld siek geraak. Hy's dood. Hy's dood, maar Elia vat hom na die bovertrek en hy bid vir die kind en hy wek iemand uit die dood uit op. Dis die derde wonderwerk. Nou die vierde wonderwerk is van vuur uit die hemel ook, wat ons baie goed ken. Baal priesters, hulle bid en hulle roep en hulle sny met messe en swaarde ensovoorts. Maar daar kom nie antwoord vuur uit die hemel uit nie. Elia spot met hulle alles, maar toe Elia nou bid, toe weet ons hoe God geantwoord het. En dan weet jy, hy sê, toe hy die altaar gepak het, vat 4 kruike water, gooi dit nat. Hy vat weer 4 kruike, sê gooi dit 'n tweede keer. Hy sê vat nog 4 kruike, 'n derde keer, dan moet 12 kruike nat gegooi word. Ons weet, hier gebeur die wonderwerk. God antwoord met vuur uit die hemel en steek die brand altaar aan die brand. Nou, Agab het seker daar antwoord gaan slaap. Hy het vir Isebel gesê, weet jy, vandag het iets wonderliks gebeur. Vertel vir Isebel, en Isebel stuur 'n boodskap en sê vir Elia, môre sal jou siel wees wat die profeet is, wat 450 priesters, profete is allemaal doodgemaak. Daar sal jou siel wees. En ons weet, dis hoe Elia toe die woestyn ingegaan het. En op 'n plek land waar hy heeltemal baie hoedeloos is. Engel kry daar en die engel sê vir hom, dit is nou genoeg. Dit is wat Elia sê, neem my siel van my weg. Broeder en suster, engel maak hom wakker, geef hom brood en koek, water, broodkoek en water, broodkoek en water, hy eet, hy slaap in die slaap, en hy word wakker gemaak en hy eet weer, en drink water, en toe stap hy nou 40 dae. Uiteindelik land in 'n spelonk, en toe is daar nie 'n engel wat praat nie. Toe is daar 'n stem wat met hom praat. Ek glo dis toe wat die Here met hom praat en hom sê, Elia, wat maak jy hier? Ek dink dat was so dringend, jy wat 4 kragtige wonderwerke belewe en gesien het, wat maak jy hier? Maar ek wil sê, dis Elia se wake-up call. Dis sy wekroep. My vraag is, kan 'n mens wat wie die Here so kragtig gebruik het, kan 'n mens op so 'n plek raak weer, dat jy op 'n punt kom waar jy geen energie meer oor het nie. Jy wil nie meer aangaan nie, jy's op 'n plek van moedeloosheid. Ek ken nie alle soorte depressie wat daar is nie, maar dit was een of ander vorm van depressie. Wat hy daar is en sê ek het die einde van my lewe opgekom. Nou broeder en suster, hierdie storie van Elia, is daar van die mooiste lesse in wat ons kan dink aan. Dat die Here ontmoet vir Elia op die plek waar sy geloof gesterf het. Die Here ontmoet vir Elia op die plek waar sy moed gesterf het. Daar ontmoet die Here vir Elia. My siening is, broeder en suster, is dat dit maak nie saak op watter plek ek in my lewe my bevind nie, die Here is daar. Amen. Elia is op 'n laagtepunt in sy lewe. Hy wil nie verder leef nie. Die Here sê, dis daar waar ek vir jou gaan ontmoet. Broeder en suster, een van God se verbondsname, ons ken verbondsname, Jehovah Jireh, God wat voorsien, Jehovah Rafa, ons gelees het, maar een van God se verbondsname is Jehovah Shammah, wat beteken, die Here is daar. Daar's boeke in die Bybel wat afgesluit word, amen. Daar's boeke in die Bybel wat afgesluit word, Maranatha. Maar Esegiel 48, die laaste hoofstuk van Esegiel, die 35ste versie van daardie boek, word sluit Esegiel sy boek af met, die Here is daar. Jehovah Shammah staan dit in die Hebreëus. Die Here is daar, op watter plek ek ook al vanmôre myself bevind. So, die eerste les is, die Here ontmoet jou daar waar jou geloof gesterf het. Tweedens, broeder en suster, uit hierdie gedeelte uit, leer ons die lesie van Elia vertel ons nou, dat Israel het die verbond verlaat. Hy vertel die altare afgebreek. Hy vertel dat hulle die profete doodgemaak. En dat almal het oorgebly
net almal is doodgemaak, dis nou die profete van Israel, maar net hy het oorgebly. En dan soek sy lewe. Dis sy storie wat hy vertel. Altyd nou die profete is doodgemaak. Weet jy, wat Elia hier vertel is, elke hart het sy storie. Elke hart het sy storie. Nou die Nelson vanmôre voor u, my hart het 'n storie. Weet jy wat jou naam Petro, Marie, Sunny is? Nee, ken jy vir dank die Willem, Koos, Piet, maar u hart het 'n storie. Dan gaan die storie werk die my besigheid verloor. Dan gaan die storie oor my werk verloor. Dan gaan die storie my huis verloor, my kar verloor. Dan gaan die storie oor dat ek is die egskeiding. Ek het kaal uitgestop. Ek het niks gehad. Dit was baie erg geweest. Broeder en suster, elke hart het sy storie. Dis die tweede les. Die derde les in hierdie storie, gee jou storie vir die Here. Amen. Dis wat Elia doen. Hy pak uit, hy praat sy hart uit, maar gee jou storie vir die Here. Broeder en suster, ek was 40 jaar in die bediening. Hoeveel keer het mense my vertel van, dan hulle storie vertel, dan vertel hulle geheime, hulle maak hulle harte oop, dat ek op 'n punt gekom het, waar ek dit self vir myself beskryf en sê, dis asof mense my toelaat in die heiligdomme van hulle lewe. Want dit wat hulle vertel is so sensitief. Dis so geheim, is so uiters privaat broeder storie. Maar gee jou storie vir die Here. Nou, derde lesie, nee, die vierde lesie is, deel jou storie met iemand. Hoekom? Dit is jou storie kan 'n verskil maak in iemand anders se lewe. Amen. Amen. Jou storie kan iemand anders se lewe verander. Broeder en suster, iemand anders kan moed kry, iemand anders kan krag kry, iemand anders kan hoop kry. Deel jou storie met iemand, want dit kan 'n verskil maak in iemand anders se lewe. Ek hoor hierdie Guyton McKenzie was maar 'n cowboy, was maar 'n ou gewees. Weet jy wat 'n partye is nie. Nou gaan hy by die skool, hy's nou motiveringsspreker, hy het 'n boek geskryf. Hy gaan by 'n storie by die township se skole en dan vertel en sê vir hulle, ek was 'n bendes betrokke, ek was 'n bendeleier gewees. Ek het mense banke genoem, ek het doodgemaak, weet jy wat alles nie. Nou sê hy vir hulle, nee, bly gaan kom skool toe, gaan skool. Leer lees, leer skryf. Leer somme maak. Jou kans sal kom, jou geleentheid sal jy kry. Hoekom? Hy deel sy storie met iemand wat hy wil iemand opbou. So, moenie die paadjie loop wat ek geloop het nie. Die Here sê vir Elia, gaan terug op jou pad. Die Here sê Elia, jy moet teruggaan op jou pad. Ek het myself afgevra, ek het 3 seuns, broeder en suster. Nou gaan hulle so 'n gier deur. En as jy wil iets sê, dan vra hulle, hoekom pa? Hoekom? Nou ek het iets van die saadjies in my lewe geplant dat ek myself afvra, hoekom land ons op sulke laagtepunte, sulke plekke in ons lewens? Broeder en suster, ek het nie 'n volledige antwoord nie. Nie 'n antwoord wat presies reg is en so dis net so gedeeltelik. Maar as u net Genesis 27 vers 46 kan gaan lees, waar Genesis 27 vers 46 gaan lees, dat Isak was mos die belofte kind van Abraham en Sarah. Nou toe trou Isak, sy vrou se naam is Rebekka, en op 'n dag, dis nou Genesis 27 vers 46, sê Rebekka vir Isak, Isak, ek is moeg van my lewe. Die dag gelees, Rebekka is oor Isak, sy kom met die kinders, sy kom met die dogters van 'n sekere volkgroep, en sy sê, ek is moeg van my lewe. Broeder en suster, Genesis 4:6 weer, Kain bring 'n offer, en ons weet sy offer is nie aangeneem nie. En weet jy, God kyk in die hemel en sê, Kain, hoekom hang jou kop? Hoekom hang jou hoof? Partykeer land ons op plekke, broeder en suster, waar ons sê, ek is moeg van my lewe. Partykeer land ons op plekke dat sê, wat die Here moet vra, waarom hang jou kop? Waarom hang jou hoof? Goed, nou probeer ek antwoord.
Kan iemand wat 4 sulke wonderwerke soos Elia beleef het, so 'n plek land as die Here, dit is nou genoeg, neem my siel weg. Broeder en suster, ons vergeet, wanneer ek tot bekering kom, sê die Here my nie in 'n glaskas nie. Die Here draai my nie toe en wat nie. Ek kan ook verkoue kry, ek het bijvoorbeeld COVID gekry, daar by die huis gelê, genadig het ek nooit in die hospitaal opgeneem, maar ek het daar by die huis gelê, en ek is in my onderbewussyn verbeel ek my, ek hoor perde. Die duiwel preek my, dis die perde wat my kom haal. Ek is siek gewees in koue tyd, broeder en suster. Maar die Here sit ons nie in 'n glaskas nie. Dat kan goed met ons gebeur. En my belewenis van die lewe is dat die lewe is taaf. Broeder en suster, die lewe is nie 'n gelypad nie. Die lewe is nie perfek nie. Die lewe is nie sonder pyn nie. Die lewe het sy terugslag. Die lewe het sy teleurstellings, mislukkings. Die lewe het my geleef, broeder en suster. Jy kry nie altyd alles wat jy wil hê nie. Daar's winterseisoen. Daar's 'n stil seisoen, broeder en suster. Die foute, tekortkominge wat ek vandag nog het, my swakhede, noem ek vir my blind spots. Jy weet as jy so kan ry nie, hy 3 speel nie op 'n sekere plek nie, nuwe karre het meer modern, maar as binnenkolle. Dus ons vanmôre hier sit, broeder en suster, ons het nou almal blind spots. Ons nou almal binnenkolle. Ons moet nie so dink ons nie. Saamvat, dis net maar deel van die antwoord, broeder en suster. As my ervaring van die lewe is dat you don't go through life, you grow through life. Jy gaan nie deur die lewe nie, broeder en suster. Jy groei deur die lewe. Dis hoe ons slimmer word. Dis hoe ons meer wys word. Dis hoe ons meer leer. Keer wat ek die meeste geleer was, dat ek foute gemaak het. Die Here sê vir hom, Elia, gaan terug op jou pad. Jy sê dis die einde. Ek sê vir jou, is die begin. Die Here sê vir hom, jy sê jou werk is klaar. Ek sê vir jou werk is nog nie klaar nie. Broers, hy het op 3 persone gaan salf. Ek het 2, kan ons sê, visieborde of vision boards, ek weet nie wat die kommersiële mense daarvan praat nie, ek het dit self gemaak. Hierdie verf opgesit wat jy op 'n swart bord skryf, en dan kan jy iets skryf en dan natuurlik afvee. Ek noem dit met visieborde. Nou die een wat, ek het 2 van, die een in my kombuis, een in my onder die afdak, die agterstoep. Die een wat heiliglik op die agterstoep is, sê die volgende: The end of yourself is often the beginning of grace. Die einde van jouself is dikwels die begin van die Here se genade, broeder en suster. Paulus was ingestel, Galasiërs 2:20. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Wat ek nou in die vlees lewe, lewe deur die Seun van God wat my liefgehad het en homself vir my oorgegee. Ek het geleer, broeder en suster, hierdie ou mens, hierdie ou natuur, hierdie ou vlees is sterker as wat ons dink. Hy sterf nie maklik nie, broeder en suster. Paulus het gesê, ons weet almal wat die Here vir ons gedoen het. Wat doen ek vir die Here? Wat doen ek vir hom? Soos dit u vanmôre hierso, broeder en suster, en die is dalk op 'n laagtepunt in die geestelike lewe, die geldsaak en die verhouding met die Here. Vertrou vir die Here vir my vanmôre vir ons almal sê, gaan terug op jou pad. Elia, jy het wonderwerk doen, gaan terug op jou pad. Nou Deuteronomium 17:16 praat die Here met Moses en hy sê vir hulle, daar's 'n pad wat jy nooit weer moet teruggaan. Dis die pad terug na Egipte toe. Daar waar die Here jou losgemaak het, vrygemaak het, aangeraak het met Christus. Jy gaan nooit weer terug na daai pad toe nie. Die Here sê vir Moses, jy mag nooit meer teruggaan op hierdie pad nie. Broeder en suster, die Here sê vir Elia, die padjie met jy mee gekom, die padjie moet jy nou weer teruggaan. Dit was Elia se wake-up call. Ek vertrou so die Here dat hierdie diens môre weer vir ons net 'n wake-up call sal wees in ons geestelike lewe.
dat die alarm net weer vanmôre so 'n bietjie afgaan. Die toestande wat daar buite is in die wêreld, die ekonomie, die immoraliteit, broer en suster, dat ons op die sal uitgaan en sal sê, weet jy, ons moet weer moed kry, ons optel en ons moet weer die Here dien. Nou wil ek so 'n bietjie met ons jong mense praat. Broer en suster, die Elvis Blue singe baie mooi liedjie. Lag hier, glimlag hier. Jong mense nou. Hy sê al die deure was toe, maar die hemel was oop. Amen. Hulle ken hy liedjie, weet jy hoekom? Hulle sing en spring op hierdie liedjie. Al die deure was toe, maar die hemel was oop. Ons jong mense, moet ons ouer mense verstaan, ons ken nou nie die boermusiek. Die Namakolandse tees en die Valdamse tees en die hartseer vals. En hoe die Abdulloosje, dis hier, ons ken nie lyf in hierdie goeders nie, want dit is rest. Maar broeder en suster, ek dink, jong mense, Elvis Blue is 'n Bybel. Want hy daai Bybelvers uit Johannes 1 vers 52 gekry. Weet jy wat staan die Here sê vir sy disipels? Van nou af sal julle die hemel geopen sien. En hy sê dat die engele van God sal opklim en neerdal op die seun van die mens. Al die deure was toe, maar die hemel is oop. Amen. Broeder en suster, al gaan ons deur watter beproewings en toetse en versoekings, en het voel vir jou al die deure is toe, maar ek vanmôre vir sê, Johannes 1 vers 52 sê, maar die Here sê al die deure is toe, maar die hemel is oop. Toe die Here self gepraat. Hy het dit self gesê. Broer en suster, miskien is iemand vanmôre hier wat sy werk nie, wie toe swaar kry met die geldsaake. Al is dit tyd dat ek iets vir die werk van die Here nog mag gee. Ek kan nou niks meer vir die Here gee. En ek wil net sê, ek wil sensitief wees en aanvoeling wees, dat die Here vra nooit ons moet iets doen wat ons nie kan doen nie. Hy sal ook nie van my vra, ek moet gee wat ek nie het nie. Maar broeder en suster, al kan ons net vanmôre sê, ek eet net breinbrood, broeder en suster. Ek sê, gaan een breinbrood kos ons hier 17, 18, 19 rand, waar ek voort. Wat is vanmôre in my hand in die hand van die Here is? Sê, Here, al koop ek een brood 'n maand, nee. Laat ek 20 rand vat, ek probeer die sakkie gooi as die sakkie omkom. Ek ken my geldsake beter as enige iemand, maar ek gaan my hand in u hand sit, ek gaan die profeties manifesteer met 10, 20 rand ingooi, die Here vertrou dat die deure is toe, maar dat die Here vir my sal oopgaan, die hemel sal oopgaan oor my geldsake uitkoms gee. Miskien is iemand wat sit sy werk het, gaan nie goed in my huwelik nie. Dit gaan nie goed nie, ons gaan maar aan slaap langs mekaar, eet saam aan dieselfde tafel. Iemand deel my sy storie, oor sy huwelik, hy vertel my alles. Hy sê vir my, hierdie woorde, dis hoe hy dit uitgedruk het. Hy sê, Bertie, gaan nie goed aan my huwelik nie, en nie lekker nie. Hy sê, daar is 'n tyd wat ek by die huis gekom het, te Bossie Blom was, tyd wat ek by die huis gekom het, met chocolate, tyd by die huis gekom het, en koffie, sê, kom ons gaan vir 'n koffie. En hy sê, by ons is net so autopilot, dis hoe hy beskryf, autopilot. En as 'n vliegtuig autopilot is, dan het hy sy regte hoogte, het sy regte spoed, en as hy kompas is 100%, dan kan die loods, hy kan, kleedkamer toe gaan, hy kan ontbyt eet of wat ook al, hy is op autopilot, met hierdie moderne navigasie, tegnologie. Toe hy sy storie klaar vertel het, en hy sê, hy is op nou pilot, toe sê ek, maar kyk van slegte is. Hy sê op autopilot nie, hy is op nou pilot. Dit is 'n kwessie van tyd, gaan die vliegtuig val. Sê vir hom, weet jy, begin weer jou vrou lief wees vir hom. Begin weer vir haar respek gee. Begin haar weer te dien. En as jy 100% gee, is dit nie genoeg nie. Jy moet 150% gee. Ek sê vir hom, jy moet nie besluit, ek gaan in my huwelik werk nie. Nee,
Sê ek gaan my huwelik bou. Sê jy gaan bou, gee 150%. Broeder en suster, weet jy wat 'n streep met ons? Dit is, daar by ons teleurstelling, daar by ons terugslag, daar by ons mislukking, daar by ons fout, wat dit ook al is, daar by ons seer. Ons het 'n neiging daar kamp op te slaan. Daar so in te grawe en amper soos van 'n pretty party te hou. Dit het so lank terug gebeur en dit is waar ons nou bly. Ek het die storie weer gehoor van, ek is amper klaar, broer en suster. Die storie weer gehoor van 'n mier wat op 'n olifant se rug gesit het. Toe loop hulle so deur die bos. Deur die bos. En dan kom op so 'n stroompie af. Daar is so 'n bruggie, as jy oor hierdie bruggie stap, dan kom jy aan die ander kant van die stroompie. En die olifant stap so stadig oor hierdie houtbruggie. En dit kraak so. En hy volgende toe sê die mier vir die olifant, kyk hoe laat ons die brug bewe. Dit is die effek as ek my hand in die hand van die Here sit. By my uitdagings, by my seer en by my teleurstelling, by my mislukking, daar waar dit so eindig, waar dit so seer is en waar dit so swaar is en so moeilik is, die Here, my hand is in u hand. U is kragtig, u is magtig, u is wonderlik, u kan vir my 'n wonderwerk doen. Ek wil soos die muur sê, kyk, laat ek in die Here die brug bewe. Broer en suster, dink ons besef nie altyd nie. Ons ken die uitdrukking wat ons sê, bou 'n brug. Weet jy wat sê ek vir mense? Bou 'n brug, stap daaroor. Jy moet net 'n brug bou nie. Jy moet ook oor die brug stap. In die geloof, met 'n oog op die Here, met God se krag, met God se genade sê, ek gaan oor hierdie brug stap. En dis Paulus sê, maar een ding, ek vergeet wat agter is. Strek my uit na wat voor is. Paulus onbekeerd was, broeder en suster. Hulle sê hy moord geblaas. Hulle sê toe die disippels. Hulle sê, die 83 vertaling sê, hy het soos 'n besetene te kere gegaan. Dis sy gewees. Broeder en suster, hy lasbriewe by hom gehad, om die Christene te vang en in die tronke te gooi. Ek wil vanmôre sê, broeder en suster, besef ons die krag van die woord. Besef ons die krag van die Bybel. Ons lewe wie sal vasmaak aan die beloftes van die Here. Daar is soveel dwaling in die wêreld. Broeder en suster, dat die naam van die Here geëer word. Hoekom gebeur dit nie? Dink ons leef in 'n tyd, ons jaag te veel. Ons hoor te veel stemme, daar's te veel geraas. Ek sê ons jaag te veel. Van die moeilikste verse gaan ek nou vir julle noem. Ek kan nog net een bladsy vir die suster is. My sleutelhouer. Op hierdie sleutelhouer staan een van die moeilikste verse vir my in die Bybel. Vir my nou. Wees stil en weet dat ek God is. Dis nie maklik vir my nie, broeder en suster. Be still and know that I am God. Ons moet stil word vir die Here, tyd dat ons kan luister wat die Here vir ons wil sê en dat die Here met ons kan praat. Hy sê en verlang ons ken dit soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord. Hoekom? Sodat julle daarin kan opgroei. Broeder en suster, ek is een van daardie mense wat old school is. Die Here het sy kerk met 4 begin. Handelinge 2 ken wat waar die storm vir die Heilige Gees. Maar die Here gaan sy kerk met 4 eindig. Amen. Joel 2 vers 28. Die laaste dae sal ek my gees uitgiet op alle vlees. Seuns en dogters sal profeteer. Ou mense sal drome droom. Jongelinge sal gesigte sien. Op my diensknegte, op my diensmaagde sal ek my gees uitgiet. Broeder en suster, ek glo dat die wind van die Heilige Gees het op Pinksterdag begin waai. Weet jy wat? Ek het nog nooit ophou waai nie met my. Ek het nog nooit ophou waai nie. Ek sluit af. Jong mense seker bly en daar lank gesit. Broeder en suster, ek het matrikus. Graad 11 en 12, daarom graad 9 en 10 of graad 11 en 12. Ek het ewe skielike liefde gekry vir kreeftetyd. Daar op die Weskus
van die Kaap, ek is ex-Kaapenaar, en ons het daar gaan kreeftuig by Langebaan, Saldanhabaai, naby Paternoster, en as jy omry met so 'n grondpaadjie, dat jy by so 'n klein baadjie gekom daar, en noem dit Tietiesbaai, dis vandag natuurreservaat. En daar het ons gaan kreeftuig, broeder en suster, die net interessant, die grootste kreef wat hulle al gevang het in Kanada was oor 20 kg. Dis volgens die Guinness Book of Records. 20 kg, 20.14. Nou, as ek 'n sakkie aardappels voor die tafel sit, op die tafel sit, deesdae is al kleiner, maar kom ons sê nou as 10 kg sakkie. Dis net 10 kg. Die kreef was 20 kg. Hoe groot is hy? Goed, broeder en suster, dan ook, dit is die grootste kreef, 20 kg. Nog iets van 'n kreef, broeder en suster, hy groei sy hele lewe lang. Hy groei, hy hou net aan groei, so lank hy lewe. Dan ook 'n kreef kan tot 100 jaar oud word. Hy is natuurlik deel van die voedselketting, so visse eet krewe, seekatte eet krewe, die roofdiere eet krewe. So as hy by hulle sou kom, kan hy tot 100 jaar oud word. Maar wat ek net wil onderuitlig oor 'n kreef, is dat die eerste 5 jaar van 'n kreef se lewe verloor hy sy dop tot 25 keer. Tot 25 keer kan hy van dop verander. Nou toegepas, broeder en suster, hulle sê dat in ons geestelike lewe, daai eerste 3 jaar, eerste 5 jaar, groei ons die meeste in ons geestelike lewe. Ons word gered, ons word gedoop met die Heilige Gees. Toe die laaste keer die gepreek het ek vir u gesê, ons hoor dit nie genoeg nie. Maar as jy gered, gedoop is met die Heilige Gees, dis net die begin. Ja. Dis net die wegspring. Net die begin. Dis net die wegspring. Ons moet wees soos daar 'n koortjie wat ons op die sonnaskool gesing het. Wees jy by elke dag. Dis groei. Broeder en suster, ek is lief om vir mense te sê, do not stop at the top. Die Here, hier is ek. Ek wil my wy aan u, ek wil groei en groei. Ek wil weet wat die Here wil hê ek moet wees. Kan ek u vra om te staan, so baie lank gesit is. Kom staan. Amen. Loof sy wonderlike naam. Mag hierdie diens vanoggend, broeder en suster, ouwe kapel vir ons wees. 'n Wekroep. Mag hierdie diens vanmôre 'n plek wees waar die Here weer, soos hy vir Elia gesê het, gaan terug op jou pad. Gaan terug op jou pad. Jy dink jy's klaar, jou werk is nie klaar nie. Jy dink is die einde, ek sê dis die begin. Dis vanmôre met onsself so praat, Here. Ek wil weer my toewy aan my Bybel, ek wil my toewy aan gebed, ek wil my toewy aan my storie, ek wil my storie gaan deel met mense. Loof die naam van Jesus. Loof die Here. Kom ons sluit in die oë, asseblief, ons sluit in die oë. Is daar iemand nodig, gebed nodig, wil ek vra, steek in die hand op. Daar's hand wat opgaan. Ag, daar's 'n mooi klomp aan, baie dankie. Kom jy aan wat môre is, Here, sien my raak. Jy weet waar ek sit, jy weet waar ek staan. Hier is ek, Here. Die wind oor my heilige waai vanmôre. Die my aanraak vanmôre. Die hier uitstap as die Here. Dankie dat jy met my gepraat het. Dankie dat jy met my gepraat het. As mense kan 4:30 vir 10 jaar opstaan, sê net vir 3 sekondes. Wat's fout dat ek nie net vir 5 minute 'n dag kan bid nie? Net een hoofstukkie kan lees per dag nie. Here. As mense in Rusland 8 ure kan gee van hulle tyd om by die kerk toe te kom. Waar staan ek? Waar staan ons? Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir u liefde. Dankie vir u goedheid. Dankie vir u genade. Ons bely daar is niemand soos u nie. Dankie dat u ons weer raak sien vanmôre. Dat ons hierdie lesie kon leer by Elia. U ontmoet hom, die plek waar sy geloof gesterf het. Here, ons hart het ook 'n storie. En die vanmôre gesê het, gee jou storie vir die Here.
klaar met kamp opstaan, ons gaan oor die bruggie stap, ons gaan 'n boubrug, ons gaan oor die brug stap en sê, with Christ in the vessel, I can smile at the storm. Elke hand wat opgegaan het, U weet wat die behoefte is. Here, wil U nie vir hierdie persoon onderneem. Ek weet nie wat dit is, dit kan geld wees, dit kan 'n werk wees, dit kan 'n gesondheid wees, dit kan 'n huwelik wees. Die areas is so wyd. Maar dat U asseblief sal onderneem, sal voorsien. Elkeen se nood. Here, wanneer U onderneem, wat ons sal sê, ons gaan vertel wat Here vir ons gedoen het. Dankie vir U genade en nogmaals genade. Amen. 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 Here seën U baie.